van Dawid en Jonathan. Ivan pak sy boeke op sy lesenaar uit om sy huiswerk te doen, en dan sien hy dat Chris 'n klein Bybeltjie in sy tas beland het. Chris het dit vir hom kom wys by die skool. "Waar kry jy die klein swart boekie, Boeta?" wil Jacques, Ivan se boetie van 5 jaar, weet. "Dis Chris se Bybeltjie, hy het dit vir my kom wys," antwoord Ivan. "Hoekom?" Dit is Jacques se gunsteling vraag. Hoekom jy vir alles wat ek vir jou vertel? Sê bietjie vir 'n slag, ja Boeta, of goed Boeta. Ivan is sommer kwaai. Hoekom? Jacques weet nie dat hy sy ou boet kwaad maak nie. "Daar sê jy dit alweer! Gaan vra vir mamma hoekom." Ivan klink ongeskik. Mamma lag. "Hoekom?" Sy het by die deur ingekom. Ivan lag saam. "Ag nee, mamma ook nie, asseblief. Jacques maak my so kwaad as hy net die hele tyd hoekom sê. Net dom kinders vra so baie vrae." Mamma skud haar kop. "Daar slaan jy die bal ver mis. Net slim kinders vra. Jacques ruk aan sy mamma se arm. "Waar is Boeta se bal wat hy misgeslaan het?" Mamma en Ivan lag toe mamma verduidelik. "Boeta het nie regtig 'n bal misgeslaan nie, dis 'n idioom. 'n Idioom is net 'n mooi woord om iets te sê wat al vir baie jare in 'n taal gesê word sonder om die regte woorde daarvoor te gebruik." Jacques kry 'n diep frons tussen sy mooi blou oogies. "Hoekom sê mamma nie die regte woordjies dat ek kan verstaan nie?" "Kom ek leer vir jou 'n paar idiome. Klein muisies het groot ore. Dit beteken, klein kindertjies verstaan baie beter as wat 'n mens dink." Jacques hou sy handjies voor hom uitgestrek. "Muis het nie groot ore nie, dit is klein. Mamma gaan sit op die stoel in Ivan se kamer en tel vir Jacques op haar skoot. "Dit lyk vir jou klein, maar as jy dit met ons in vergelyk, dan met die muis se klein lyfie, dan is sy ore groot." Jacques knik sy kop asof hy verstaan. Sê vir my nog van daai verkeerde woorde?" Ivan buig oor na sy boetie toe. "Dit is idiome en ek ken ook een. Geld wat stom is, maak reg wat krom is. Dit beteken, geld wat nie kan praat nie, kan alles regmaak." Mamma lag. "Nie alles nie, maar dit kan help." Ivan spring regop van opgewondenheid. Elke keer as mamma ons roep om die speelgoed op te tel, dan sê mamma, "Vele hande maak ligte werk." Dit beteken, as almal help is die werk nie so baie nie. Mamma knik haar kop. "Jy is heeltemal reg. Wat van geld soos bossies? Dit beteken, iemand het baie geld." Jacques lig sy handjie op. "Issie, dit is as mamma kwaad is en sê geld groei nie op haar rug nie. Dit is die geld soos bossies." Mamma lag lekker. "Jy's amper slimmer as die mense wat die woordeboeke skryf. Ek ken nog een. Boeta en Chris is Dawid en Jonathan." Jacques se mondjie val oop van verbasing terwyl hy van Ivan na mamma kyk. "Wie's hulle?" Mamma streel oor sy handjie. "Dawid was 'n koning uit die Bybelse tyd en Jonathan was koning Saul se seun. Hulle twee was baie groot vriende. Dit is hoekom ons so sê wanneer twee mense baie erg is oor mekaar." Jacques spring van sy mamma se skoot af. "Boeta het Chris 'n Bybel saamgebring van die skool af." Hy sit die Bybeltjie in haar hande. Mamma vee oor die leeroortreksel. "Oh, dis 'n pragtige Bybeltjie. Hoekom het hy dit vir jou kom wys?" vra sy vir Ivan. Ivan lag. "Chris en Michael het krieket gespeel en toe tref die bal 'n venster en slaan vir Sonja wat voor die venster gestaan het uit soos 'n kers." "Oh, hy my kind," sê mamma geskok. "Dis nie iets om oor te lag nie. Het sy seer gekry?" Ivan druk sy hand voor sy mond om nie te lag nie. "Nee, sy het net 'n klein snytjie waar 'n glasstuk haar gesny het en 'n yslike blou knop voor die kop." Hy proes weer van die lag. "Mamma kan nie strei nie, dit is snaaks. Hulle speel buite en sy word binne in die huis kadoems onderste bo geslaan." 'n Mens lag nooit as iemand seer kry of siek is nie, want daar's 'n spreekwoord wat sê, "Met spot gaan jy na bed." Dit beteken dat dieselfde jou kan oorkom, vermaan mamma hom. "Wanneer lees mamma nou vir ons van Dawid en Jonah se tande?" kla Jacques.
Nou lag mamma saam met Iwan toe sy vir Jacques reghelp. Dit is Jonathan, nie Jonas se tande nie. Kom ek lees dit vir julle uit die mooi klein Bybeltjie. Mamma blaai versigtig na 1 Samuel 17 vers 55. Julle onthou mos die verhaal van Dawid en Goliat. Koning Saul het toe nog nie vir Dawid geken nie en het vir sy leerowerste Abner gevra, wie se seun is die jong man tog, Abner? En Abner antwoord, so waar as u siel leef, koning, ek weet nie. En die koning sê, vra jy wie se seun die jong man tog is? En toe Dawid terugkom nadat hy die Filistyn, dis nou Goliat, verslaan het, het Abner hom voor Saul geneem. En Saul vra vir hom, wie se seun is jy, jong man? En Dawid sê, die seun van Isaï, die Betlehemiet. En nadat Dawid sy gesprek met Saul beëindig het, het die siel van Jonathan verkleef geraak aan die siel van Dawid en Jonathan het hom lief gekry soos sy eie siel. Toe sluit Jonathan met Dawid 'n verbond, omdat hy hom lief gehad het soos sy eie siel. Daarby trek Jonathan sy mantel uit wat hy aangehad het en gee dit aan Dawid. Ook sy klere, ja, selfs sy swaard en sy boog en sy gordel. Dis 'n beld. Jacques wip na die punt van die stoel toe. Het Jonathan toe kaal geloop? Iwan skud sy kop. Nee man, Jonathan was mos koning Saul se seun, dan was hy 'n prins en hy sou baie klere gehad het. Hy het seker met sy vingers geklap en een van sy dienaars het met ander klere aangehardloop gekom. Mamma blaai na 2 Samuel 9. Luister net hoe edelmoedig was Dawid gewees. Nou, edelmoedig maatjies beteken om goed te wees vir ander mense. Na koning Saul se dood het hy die koning van Israel geword. Hy het dadelik uitgevra na die familie van Saul en uitgevind dat daar nog 'n seun van Jonathan, Mefiboset, is wat verlam was. Dawid het sy mense gestuur om vir Mefiboset te gaan haal en hy het soos 'n kind in Dawid se paleis gebly. Vers 7. En Dawid sê vir hom, terwille van jou vader Jonathan en jou vader Saul sal ek al die grond aan jou teruggee en jyself sal altyd deur aan my tafel brood eet. Jacques druk met sy blonde haartjies teen sy mamma se arm. Mamma, was jy en pappa ook lief soos Dawid en Jonathan? Mamma sug diep. Ag, dis 'n ander soort liefde, my kind. Dawid en Jonathan is albei mans en goeie vriende. Jacques kyk met sy groot blou oë op na sy mamma. Is dit hoekom julle liefde weggeraak het en pappa nou by tannie Santonie en haar dogtertjie Philippa bly? Mamma lyk baie hartseer. Onthou net dat ek en pappa baie lief is vir julle en dat ons liefde nooit vir julle sal opraak nie. Iwan kom staan langs sy mamma en sit sy arm om haar skouers. Jacques het nou net vir mamma hartseer gemaak. Ek wil liewer by mamma bly en nie die naweek na pappa toe gaan nie. Dankie my kind, troos mamma. Maar onthou pappa verlang ook baie na julle. Hy sien julle net 1 naweek in 'n maand. Ek het julle darm elke dag by my. Iwan gaan sit nikkerig op sy stoel by die lesenaar. Hy kon ons ook elke dag gesien het, as hy by ons gebly het. Hy het mos nou vir Philippa en tannie Santonie. Mamma staan op en streel oor sy ligbruin hare. Julle is nog klein my kind en verstaan nie regtig nie. Daar's nooit net een skuldige in 'n saak nie. Ek en pappa het van mekaar af weggedryf. Ek was te besig met my eie dinge en hy met syne. Moenie vir hom en tannie Santonie of Philippa kwaad wees nie. Iwan bly nikkerig. Ek wil 'n pappa en mamma hê wat in een huis bly soos Christen. Mamma vee met 'n sneesdoekie oor haar oë. Ai my kind, ek weet dit is moeilik, maar daar is julle ander maatjie Tertius. Sy pappa is dood. Ek dink hy wens weer dat hy 'n pappa soos julle gehad het. Al bly hy nie meer hier nie, is hy baie lief vir julle en bederf julle vreeslik wanneer julle daar by hom is. Jacques onthou skielik iets en spring op. Ek wil vir pappa gaan kuier, want hy moet vir my 'n horlosie koop. Dan skud mamma haar kop beslis. O nee, dit gaan ek nie toelaat nie. Julle maak misbruik van pappa se skuldgevoel. Die groot woord trek 'n plooi tussen Jacques se wenkbroue. Vir wie skuld pappa gevoel? Mamma lag. Jy laat my besef dat 'n mens die taal kan rek totdat dit amper breek.
Pappa se hart is seer dat hy julle nie meer elke dag by hom het nie. Nou wil hy julle net gelukkig maak en koop alles wat julle vra. Ivan knik sy kop instemmend. Dis reg, hy wou mos wegloop. Nee my kind, keer mamma. Ons het hard probeer om ons huwelik te laat werk en tannie Santoni het eers later in sy lewe gekom. Hulle is baie lief vir mekaar en sy vir julle. Julle kuier tog lekker daar? Ivan sit sy arm om sy mamma. Ek hou nie daarvan as mamma alleen hier agterbly nie. As pappa dan met my praat, is ek kwaad vir hom. Mamma sug diep. Kom ek vra vir jou so. Hoekom is daar 'n Saterdag en 'n Sondag? Hoekom gaan julle nie elke dag skool toe nie? Ivan lag ongelowig. Ons moet ook mos rus. Mamma tik met haar vinger op die punt van sy neus. En wanneer moet ek rus? Die naweke wat julle by pappa kuier, lees ek al my tydskrifte waarvoor ek nooit tyd kry nie. Ivan kom gee sy mamma 'n drukkie. Ek dink mamma jok, maar dit laat my beter voel. Kom Jacques, dat ons gaan inpak. Dis al amper tyd dat pappa ons kom haal. Jacques spring op en af. Mamma, kan ek die Bybeltjie vir Philippa gaan wys asseblief? Fluit, hierdie storieetjie is uit. Vra vir pappa of mamma om in jou eie Bybeltjie vir jou 1 Samuel 18 te lees. Vou julle handjies, dan bid ons saam. Dankie Jesus dat ons soveel het om voor dankbaar te wees. Amen.